Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal en ons is besig met 'n reeks uit Efesiërs. Dis eintlik 'n studie van die hele boek vers vir vers van die begin tot die einde toe. Dit is ons doel, maar ons is nou heel aan die begin en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Immuniteit. Jy sien, ons identiteit bepaal ons immuniteit. Dit is wat ons laasweek oor gesels het. Maar hoe bepaal die studie van hierdie boek die res van ons immuniteit teen hierdie wêreld? Nou, jy sal dit dalk nie glo nie, maar ek het vyande. Daar is mense wat nie baie van my hou nie, en wat my graag uit hulle lewens en selfs uit hierdie wêreld wil verwyder. Meeste het natuurlik nie die guts om dit self te doen nie, en hoop maar dat iemand anders hulle sal help daarmee, en dit vir hulle sal doen. Dalk is daar sommige wat nog net nie die geleentheid gekry het om van my ontslae te raak nie. Nou, ek weet nie wie hulle almal is nie, maar ek het al deur die jare 'n paar van hulle ontmoet. Dis nie vir my lekker om te weet daar is mense wat eintlik van my ontslae wil raak nie. Die meeste van hulle wil darm seker nie werklik so ver gaan nie. Maar dit is nog steeds nie lekker om te weet daar is mense wat nie van my hou nie. Wat sleg praat agter my rug en selfs sommer direk in my gesig. Maar dis die wonderlikste dinge as daar uiteindelik versoening kom met jou vyande. En dit het ek ook al beleef. Nou, dalk is daar vandag mense met wie jy in onvrede saamleef. Dalk is dit iemand wat 'n grief teen jou het. Soms het hulle goeie rede, maar soms is dit omdat jy bloot eenvoudig die regte ding doen, of net is wie jy behoort te wees. Ek is seker, jy hou ook nie daarvan, as jy uitvind dat mense nie van jou hou nie. Die ergste is egter as mense aktief teen jou begin opstaan, met woorde en soms selfs met dade. Om in 'n geveg betrokke te raak beteken, daar is onvrede, vyandskap, tussen jou en daardie persoon. As daar versoening moet kom tussen jou en iemand anders, beteken dit dat daar rekonsiliasie moet plaasvind, en nie net 'n skietstilstand nie. Dit beteken die skeuring wat die eenheid tussen julle veroorsaak het, moet in so 'n mate herstel word, dat daar weer 'n terugkeer is na eenheid. Nou dink 'n bietjie, is daar iemand in jou lewe wat daardie vrede nodig het? Onvrede is die afwesigheid en verbrokkeling van eenheid. Dit gebeur in jou verhoudings met mense. Dit gebeur in jou verhouding met God. En dit gebeur selfs in jou verhouding met jouself. En vandag gaan ons sien waar hierdie vrede inpas, wat die oorsprong daarvan is, en hoe dit jou kan help om immuniteit op te bou teen die aanslae in die wêreld. So, kom ons lees die tweede vers van Efesiërs 1. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou, hierdie klink soos 'n formele groet. Dalk net 'n formaliteit wat afgehandel moet word. Maar hierdie vers is nie net terloops ingevoeg nie, en ook nie net 'n formaliteit nie. Ja, Paulus begin al sy briewe met hierdie seënwense, maar dit is doelbewus. En hy kon sekerlik ander begrippe gebruik het, maar daar is 'n betekenis en doel aan hierdie seënwense. Dit bevat twee begrippe, genade en vrede. Hier en daar voeg Paulus barmhartigheid by, maar nie hier in Efesiërs nie. Hierdie seënwens omvat die evangelie in sy geheel. En elke keer wanneer Paulus hierdie seënwens oor sy lesers uitspreek, is dit sy begeerte, sy gebed, dat almal wat dit lees, hierin sal groei in die verstaan van wat dit beteken, en sal groei in die uitleef van die waarheid wat dit oordra. Die regte verstaan van hierdie genade en vrede sal ons help in die opbou van ons geestelike immuniteit. Die eerste vraag wat ons vra wanneer ons oor die evangelie van verlossing praat is, wat is die einddoel
van ons verlossing? Dink 'n bietjie daaroor. Wat is die einddoel van ons verlossing? En die antwoord kry ons in hierdie samevatting van die evangelie. Genade en vrede vir julle. Vrede word altyd laaste genoem, omdat dit die einddoel van ons verlossing is. Waarom het Jesus aan die kruis gesterf? Waarom het hy opgestaan uit die dood? Waarom wil hy hê dat ons moet glo? Hoekom red hy ons? Sodat ons vrede kan hê. 'n Ongelowige kan dalk dink, ek het Jesus nie nodig nie, ek het vrede met alles en almal om my. Maar hy misgis hom. Hy besef nie dat hy 'n vyand van die belangrikste en mees invloedryke persoon in die heelal is nie. Jy sien, die Bybel leer ons dat ons vyande van God was. En sommige is nog steeds. Romeine 5 vers 8 tot 10 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is deur die lewe van sy seun, gered sal word. Ook Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo, en daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Nie meer vyandskap nie, vrede. Nou almal wat God verwerp en onwillig is om 'n nuwe natuur te ontvang, leef in vyandskap met God. Romeine 8 vers 7 sê, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. En dan kom Jakobus, en hy kom bevestig dit ook, in hoofstuk 4 vers 4. Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jakobus bedoel nie dat vriendskap met mense in die wêreld vyandskap met God is nie. Hy bedoel ook nie dat wanneer jy ongelowige vriende het, jy 'n vyand van God is nie. Die woordjie wêreld het verskeie betekenisse in die Bybel en die konteks bepaal uiteindelik wat die betekenis in 'n spesifieke vers moet wees. Om 'n vriendskap met die wêreld te hê, beteken om vriende te wees met sonde. Solank jy nog vriende is met die wêreld, die sonde, is jy 'n vyand van God. En as daar een persoon is met wie jy nie vyande wil wees nie, is dit God. God laat nie sy vyande ongestraf nie, en daarom behoort elkeen van sy vyande gevul te wees met vrees. Maar wanneer God jou verlos, dan vind daar iets wonderlik in jou plaas. Skielik is daar vrede. Nou luister, vrede is nie net die afwesigheid van oorlog of stryd nie. Dit is dit, maar dit is meer as dit. Vrede is ook nie net om stil en rustig te wees nie. Dit is dit ook, maar dit is meer as dit. Die wortel van hierdie woord beteken eenheid. Eenheid na skeiding. Rekonsiliasie na rusie. As God jou beet kry, dan is die eerste vrede wat jy ervaar, vrede met God. Daar is vrede, omdat daar vryspraak is, want jy is vrygespreek van al jou oortredinge. Daar is vrede, omdat daar geen verwagting van straf meer is nie. Daar is vrede, omdat daar skielik nie meer vrees is nie. Verlossing se einddoel is hierdie vrede. Maar wat is die effek van hierdie vrede? Dit veroorsaak vrede met jouself. Jy sien, die mens is in stryd met homself. Hy wil seker goed doen, maar hy weet hy mag nie. Hy weet nie reg hoekom nie, maar hy weet. Hy weet nie hoekom hierdie konflik in hom is nie.
Hy's eintlik in oorlog met homself. Die enigste manier om hierdie onvrede te oorkom, is om vrede te maak met God. Ja, vrede met God veroorsaak vrede met jouself. Maar dit veroorsaak vrede ook met ander rondom jou. Jy sien, die mens is ook in stryd met ander. Hy wil God wees, maar die ander om hom wil ook God wees, en daarom is hulle in stryd met mekaar. Die oomblik wanneer die mens vrede maak met God, dan verander dit alles. Dan besef daardie mens dat ander mense uitgelewer is aan hulle sondige natuur. En in plaas van haat en onvrede, is daar dan eerder 'n empatie met mense in die wêreld. Skielik kry jy daardie persoon jammer, eerder as om hom te haat. 'n Illustrasie daarvan kry ons later in Efesiërs, wanneer hy praat oor die eenheid wat daar kom tussen Jode en nie-Jode. In Efesiërs 2 vers 14 staan daar: Christus is ook ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee. Hy sê, hy het vrede bewerk tussen hulle. Hy het die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. En ook in vers 16 sê hy, deur sy dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Die resultaat van vrede met God is uiteindelik innerlike vrede met jouself, maar ook vrede met ander mense wat God nie ken nie. Tussen gelowiges van verskillende agtergronde kom daar eenheid, wat jy raak sien in die vrede wat hulle teenoor mekaar demonstreer. Maar as vrede die einddoel van verlossing is, wat is die begin daarvan? Die begin, dit is die eerste begrip wat Paulus in sy seëngroet noem, is genade. Verlossing kom alleen uit genade. Dit is die beginpunt van ons verlossing. Romeine 3 vers 23 en 24 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Ook in hierdie boek, in hoofstuk 2, sal ons daarby stil staan. Hoofstuk 2 vers 8 tot 10, ek dink julle onthou dit, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Genade is onverdiende guns. Genade is 'n gratis geskenk van God. Genade is 'n onbeskryflike liefde. Ek verdien nie om gered te word nie, en nogtans gee God dit vir my, sonder dat ek daarvoor kan of hoef betaal. Maar daar's iets wat jy moet verstaan. Jy sal nie die omvang van God se genade kan begryp, as jy nie die verskriklikheid van sonde besef nie. In 'n wêreld waar ons gedurig hoor dat sonde nie so erg is nie, dat jy eintlik van nature 'n goeie mens is, word die grootsheid en die heerlikheid van God se genade heeltemal onderskat. Hoe groter jou besef van die skrikwekkendheid van sonde in jou lewe, hoe groter word jou besef van God se genade teenoor jou. Genade is die bron, die beginpunt van die fontein van verlossing, wat oorborrel met allerlei seëninge, en die eindbestemming van hierdie stroom van verlossing is vrede. Die seënwense van Paulus in elkeen van sy briewe is 'n opsomming, 'n verklaring van die hele evangelie, die beginpunt en die eindpunt daarvan, en dit veronderstel alles tussenin wat daarmee saamgaan. Onthou nou in die toekoms, wanneer jy weer hierdie seënbede lees, dit omvat die hele evangelie, genade eerste en laaste, die eindproduk daarvan, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Maar wat is die bron van hierdie genade en vrede? Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Hierdie onbegryplike liefde
kom uit 'n hart van 'n Vader, wat ons as gelowiges beskou as sy kinders. En luister hoe stel Paulus dit. Hy praat nie van die Vader, daar ver, of 'n Vader nie, maar hy stel dit baie persoonlik, ons Vader. Myne en joune. As hy ons Vader is, dan is ons sy kinders. Ons behoort aan hom. Maar net ingeval, iemand in 'n ander godsdiens dalk gedink het dat God ook sy of haar Vader is, kwalifiseer Paulus die identiteit van ons Vader en koppel hy hom dadelik met Jesus Christus. Nie net die Vader is die oorsprong van genade nie, nee, Jesus is die instrument van God se genade. Geen groter genade is ooit aan 'n mens bewys soos Jesus Christus dit aan die kruis gedoen het nie. Daardie genade en daardie vrede word joune, alleen in Jesus Christus. Weet jy hoe jou regte verstaan van God se genade en vrede jou meer immuun maak in hierdie wêreld? Die regte verstaan van God se genade sal verhoed dat jou teologie begin siek word. Want die fondasie van die Christelike geloof berus op die konsep van genade. Die regte verstaan van genade word gebou op jou aanvaarding dat daar nie 'n greintjie goedheid uit jouself kan kom wat kon bydra tot jou verlossing nie. Met ander woorde, die algehele verdorwenheid van die mens vorm jou verstaan van God se genade. Terwyl jy vandag luister na hierdie boodskap, aanvaar jy dat jy in sonde gebore is en tot niks goed in staat was nie? Glo jy dat God jou uit vrye guns alleen gered het, sonder dat jy dit verdien en sonder dat jy daarvoor kon betaal? Aanvaar jy dat dit geheel en al sy werk in jou was wat jou gered het? Prys die Here as jy vandag onvoorwaardelik ja kon antwoord op hierdie vraag. Maar besef jy wat die gevolge van hierdie geloof is? Besef jy dat dit jou vrymaak van vrees? Waarom leef jy dan nog somtyds in vrees, asof die Here halwe werk gedoen het? Het hy jou nie volkome vrygemaak nie? Het hy nie die vrede tussen jou en hom kom herstel nie? Is daar nie versoening tussen jou en hom nie? As hy jou vrygemaak het en jou skuld weggeneem het, het jy mos niks te vrees nie? Vergifnis, vryspraak en versoening met God neem die verwagting van straf weg en daarmee saam ook die vrees. Het jou Vader dit in Jesus Christus vir jou gedoen? Hierdie regte verstaan van die beginpunt van verlossing en ook die einddoel van verlossing stel jou in staat om te kan getuig. Is jy bang vir die dood? Die ware Christen se antwoord is duidelik, nee. Maar kan jy met net soveel vrymoedigheid die rede gee, die regte rede gee vir jou vreesloosheid vir die dood? Hierdie afgelope week het iemand teenoor my en Anske getuig. Ek is nie bang om dood te gaan nie. En toe ons haar uitvra oor die rede waarom sy nie bang is nie, kon sy nie die regte antwoord gee nie. Sy het nie besef hoe verskriklik haar sonde is nie. Want in haar woorde, as God my nie wil aanvaar soos hy my gemaak het nie, is dit maar daarna toe. En tog sê sy dat sy glo in God. Maar sy het nie enige begrip van God se genade nie. Jy sien, want sonder 'n Bybelse begrip van sonde besef, verstaan mense nie dat hulle God se genade nodig het nie. En weet hulle ook nie hoe wonderlik groot die geskenk van genade is nie. Ek besef net weer eens hoe belangrik dit is om gedurig onder geklank van die woord te wees. Dit word baie gou duidelik of mense suiwer woordverkondiging hoor. Want dit is die mens wat uiteindelik ook vreesloos die waarheid met ander sal kan deel. Jou immuniteit stel jou in staat om behoorlik te kan getuig. En dit is my gebed dat jy jou sal verdiep in die ou waarhede van God se woord. Want daardie ou waarhede sal altyd nuut bly
as jy dit ken en deel van jou lewe maak. Amen.